Goeiedag, my naam is Richard Peens, tegniese adviseur vir Voermeester, hier om vandag weer julle produsent te praat oor droogtevoeding. Op die oomblik is die weidingstoestande nie gunstig of in ons guns nie, en dit lyk sleg daar buite. Onlangse reëns oor die land het geval, maar ons almal weet dit dren nie gras nie. Ons as boere moet nou besluit wat om te doen en die rigting wat ons gaan vir die jaar wat voorlê, en hoe gaan ons dit ekonomies suksesvol doen. En dit beteken dat ons maagdiere net in 'n graad kan kry van bemarking waar ons geld gaan terugkry. Die eerste skape is herkouers en hulle eet gras. Gras is hulle primêre voer en daarna is hulle browsers wat bosvreters is wat hulle op die blaar afhanklik is. So kom ons werk met as hulle gras eet. Nou, gedurende hierdie periode het ons 'n mengsel van grasse, eenjarig, meerjarige grasse, is hulle groen, is hulle geel, is hulle oud, is hulle hard, en al die faktore speel 'n rol met wat die dier eet en wat sy behoefte is. Nou, 'n 400 kg dier word geklassifiseer as 'n grootvee eenheid en dis hoekom ek vandag met grootvee eenhede gaan werk. So 'n 400 kg dier eet 3% van liggaamsmassa, met ander woorde hy eet 12 kg se kos op 'n dag. En dit wat hy inkry, skakel die mikrobe in sy pens om in bruikbare energie en proteïene vir homself, laat hy kan groei. Droogtevoeding word anderster geklassifiseer as onder normale voedingspraktyke. Droogtevoeding is oorlewingspraktyke. By die begin gaan die produsent moet bepaal wat hy gaan oorhou op sy plaas. So hy gaan veevermindering moet doen en deur om die vee te verminder gaan ons die weidingsdruk verlig op ons plase. Heel eerste moet alle bemarkbare vee bemark word. En dit beteken diere wat in 'n redelike of goeie kondisie tans het. Dit is nie ons kernkudde wat nog moet produseer en reproduseer nie. Dit is goeters wat soos ons uitskotkoeie wat in kondisie is, ons manlike diere wat nie vir teeldoeleindes is nie, ons jong gespeende verse wat oorskot of uitskot verse is, alle ander tollies manlike diere wat ons nie gaan afrond vir die voerkrale nie, dit moet verkoop word. En dan sit jy met 'n baie laer persentasie op jou plaas en dis die persentasie diere wat ons gaan probeer deurvat deur hierdie jaar. Nou gaan die boer moet besluit watter metode van droogtevoeding of voeding gaan hy volg. En daar's 3 moontlikhede. Die eerste moontlikheid is voeding in die veld, net as byvoeding. Die tweede een is, ons bring al die diere in kraal toe en ons hanteer hulle survival mode, minimum in die kraal, sonder enige vooruitskatting van produksie of reproduksie. Die derde een is, ons bring hulle kraal toe en ons voer hulle vir produksie of reproduksie. 'n maardier wat sy kondisie redelik agteruit gegaan het, en ek praat nie dat al sy rib is wys nie. Ons praat van 4de, 5de, 6de rib wat wys. Dis 'n maardier. Hy kan nog onder die veldtoestande oorleef met 1% of 1,5% van liggaamsmassa aanvulling, gaan jy hom kan deurkry. Die probleem egter is as dit verby daai vermaringsproses is, dan gaan die diere begin lê in die veld. Daai diere gaan nie onder daai omstandighede oorleef nie en hulle sal ingebring moet word kraal toe, sodat jy hulle die addisionele voeding kan gee om hulle in 'n aanvaarbare kondisie te kry, sodat hulle weer op scenario 1 kan uitgaan en teen 'n persentasie van liggaamsmassa buitekant gevoer kan word. Daar is verskille tussen volvoermengsels en semi-volledige voermengsels, en indien jy gaan aanvul op die veld, kyk ons na semi-volledige voer. Dit is nie 'n volvoer nie, volvoer word in die kraal aanbeveel. Of in 'n kafeteria stelsel gaan ons ook 'n semi-volledige voer gee, waar hooi of gras eenkant gevoer gaan word. Nou die gras in die geval is jou plaasgras en jy gaan 'n semi-volledige voer gee om aan te help. Menende dit sal 'n
mengsel wees van 'n konsentraat, 'n proteïenkonsentraat met 'n energiekonsentraat. Daar's geen refoer in daai mengsel nie. Die dier moet geleidelik aangepas word op die voer wat hy vir die volgende tydperk gaan kry, sodat daar nie voedingssteurnisse is nie, sodat die mikrobe in die pens kan aanpas op dit wat jy vir hom gaan gee, en dan kan mens bepaal deur om in mis te kyk of jy op die regte pad is, al dan nie. Skoon vars koeldrinkwater is van kardinale belang vir die dier, omdat diere 10% van liggaamsmassa drink. En dit moet ook in rekening gehou word dat daar nie waterbeperkings of watersteurnisse is nie, maar dit kan ook tot nagevolg vir die boer lei. Dominansie speel 'n rol tussen koeie en verse, so dis sal jy hulle groepeer volgens hulle produksiestatus, as ook moontlik hulle ouderdom. In die eerste plek moet 'n boer sorg dat daar genoeg vreedbakspasie daar buite is, dat alle diere gelyke vreedkans kan kry. Want die probleem kom in as jy 4 kg voer vir die diere gee en jy gooi dit op bakke uit en die dominante koeie kry geleentheid om 6 of 8 kg op een slag eet. Dis wat ons noem slug feeding. Dan gaan hulle 'n asidose of suurpens kry omdat hulle rumen pH gaan daal. Dis verdeel ons die voedings in 2 om dit te voorkom. So 'n belangrike funksie wat die boere moet onthou is die samestelling van sy voer moet van so aard wees dat dit 'n konsentraat, 'n energiebron en as ook refoer bevat. En indien die refoer te min of te fyn is, omdat ons met herkouers werk wat die voer wat hulle eet moet kan herkou, sodat hulle rumen pH daal of styg as gevolg van die speeksel. As die refoer van so aard is dat dit nie meer herkoubaar is nie, verdeel die voedings. Sorg dat jy oggend, middag, aand 'n gedeelte voer om suurpens te voorkom. Suurpens en Pasteurella is die 2 voedingssteurnisse en siektes wat die meeste skade vir produsente veroorsaak. So indien diere dan gelyke vreedkans kry, sal asidose vermy word en die dier gaan dan die geleentheid kry om nog te herkou voordat die nuwe voer toegedien word. Indien produsente voer, sal dit raadsaam wees dat jy vroegtydig jou slagplek by enige van die abattoire bevestig en 'n datum kry en van daar af jou tydperk kan terugwerk vir die periode van voer. Die periode voer gelang enige tyd van 60 tot 90 dae, afhangend van die graad waar die dier homself intref. Onder normale toestande teen 1% aanvulling, behoort dit 45 dae te neem op laaggraadse gras vir 1 kondisietelling verbetering. Indien die gras van so 'n aard is dat dit beter kwaliteit hooi beskikbaar is vir die dier, gaan dit 30 dae neem vir 1 kondisietelling verbetering. So maar of lean cow, wat dan by basies 90 dae teen 1% aanvulling om 2 kondisietellings te verbeter. 2 kondisietellings verbeter beteken op die veiling dat ons diere gaan deurgaan as 'n medium bees en die prysverskil tussen 'n mager bees wat $12 of in slegte gevalle deesdae $8 of $7 op 'n veiling gaan dan ten minste $19 kry. Die landse gemiddeld op die stadium vir 'n medium dier is $19.20. En dit beteken daar's 'n wesenlike verskil tussen 'n maar en 'n medium dier. Die lek aanvulling of die voer aanvulling teen 1% van liggaamsmassa gaan die boer gedurende hierdie tydperk rondom $1,000 uitwerk. $1,000 in voer beteken dat 'n dier wat teen $4,000 as maar dier verkoop sou geword het, nou as medium van $9,000 verkoop word. Behoort dit die boer tussen $2,500 en $3,000 meer in die sak te bring deur om hierdie voedingstegniek te volg. Die volgende voedingspraktyk waarna ons kyk, is voeding onder kraalomstandighede.
En dit word gedeel in twee scenario's. Scenario 1 is slegs oorlewing en scenario 2 is ons voer vir reproduksie. Ons voer asof ons boer onder normale toestande. So scenario 1 is oorlewing. Oorlewing is, ons bring hulle in kraal toe, nie net laat hulle kan nie rond beweeg om energie te bespaar nie, laat hulle daai energie vir hulle self kan gebruik vir hulle normale metaboliese funksies wat moet gebeur. Weereens, dit benodig ons 6 vierkante meter per groot vee-eenheid spasie, asook 900 mm vreedbak spasie per groot vee-eenheid. Weereens speel vreedbak spasie 'n rol deur om almal gelyke vreedkans te gee. Ook so met die water, skoon, vars, koel drinkwater speel 'n rol. En dan indien moontlik verskaf ons aan die dier skaduwee sodat hy nie onder hitte stres deurgaan nie. Voordat ons die diere inbring, sal ons hulle ook byvoorbeeld met Pasteurella-enstof ent, asook bloednier vir voedingssteurnisse, maar die Pasteurella kom as gevolg van die stof. Onder kraal omstandighede is al geweldig baie stof en dus kan die dier longontsteking kry en dit wil ons graag vermy. Ons kan ook ons diere met mikrominerale behandel deur om hulle byvoorbeeld multimin te spuit of ADE vitamiene te gee. Dit is ook 'n goeie praktyk om hulle te ontwurm of te doseer sodat die wurms nie saam eet aan die diervoer wat ons vir hulle gaan gee nie om hulle te oorleef. So as 'n dier skoon is en hy's geënt, dan gaan dit beter gaan met die dier. Ons kan nie siek diere ent of doseer nie. Ons kan nie siek diere verwag dat hulle immuniteit hoog is nie. So ons moet gesonde diere in die kraal sit en ons moet hulle dan probeer deurvat vir die jaar. In die kraal is daar 2 scenario's wat gevolg kan word. Ons kan hulle semi-volledige voer voer met gras eenkant of ons moet vir hulle volledige voer gee. In ekstreme gevalle waar voer of jou revoer jou beperkende faktor is of dis nie bekombaar nie, jy gaan 'n volvoer moet gee. En onder ekstreme gevalle gaan jy elke tweede dag voer totdat die reën kom of totdat die scenario van droogte verby is. Dit is belangrik dat die dier tydens daai dag van voeding sy pens of sy rumen vol vreet. Met ander woorde, die 400 kg dier sy 12 kg voer inkry, droommateriaalmassa. Let wel dat alle lakterende diere elke dag gevoer moet word en dat dit nie produserende diere is wat elke tweede dag gevoer gaan word nie. Diere gaan elke dag gevoer word teen 2 na 2,5% van liggaamsmassa toe, sodat hulle kan groei, sodat hulle kan produseer, sodat hulle reproduseer, sodat ons kalvers kan kry wat ook kan gevoer word die eerste gedeelte van hulle lewe. Dan gaan ons hulle vroeg speen en laat ons daai kalvers dan kan bemark om ons voerkoste of ons insette te dek. So volvoer elke dag 2,5% van liggaamsmassa en dit sal verseker dat die dier kan produseer en reproduseer. So indien die boere bemark of enige produsent sy vee bemark, moet hy egter onthou dat daar allerhande risiko's aan verbonde is. Nie net is vervoertransport 'n risiko nie, stres is op die diere, die gewigsverlies wat hulle het tydens transport speel ook 'n rol. Laatbetalings van abattoirs speel ook 'n rol om die boer se kontantvloei onder druk te sit. So dit moet als in jou beplanning opgeneem word om die tydperk te oorskry en te sorg dat jy as boer nie finansiële skade ly as gevolg van hierdie tekortkominge wat jy mag hê as gevolg van die toestande wat ons tans ervaar. Indien jy byvoorbeeld 'n uitvoerabattoir soos Meatco gaan slag, moet jou plaasinspeksie en jou uitvoergoeders als op datum wees voordat jy die voerpraktyk gaan begin. Vermy daai slaggat en sorg dat jou goed reg is. Stuur dit vroegtydig deur.
Ons weet ongelukkig egter nie hoe lank hierdie tydperk van droogte gaan aanhou in Namibië nie. Ons glo en vertrou dat dit binne die volgende jaar beter gaan reën en dat ons hierdie praktyke dan kan staak en dat ons in produksie kan bly om vir die land vleis te gee om inkomste kan verdien.